Meneer die fisiekanselier, ek het die eer om aan u voor te stel David Arthur Piet met die versoek om aan hom die graad dokter in die wysbegeerte honoris causa te verleen. Die Raad en die Senaat het op grond van die volgende oorwegings besluit om aan hom hierdie graad te verleen. Vir David Arthur Piet was opvoeding en onderwys 'n roeping eerder as 'n beroep. Toe van sy partygenote No Education Before Liberation geskree het, was hy onverskrokke en beginselvas oor No Liberation Without Education. Sy missie was onbeskaamd. Goeie opvoeding en onderrig moes apartheid in die klaskamers verslaan. Hy het altyd volgehou dat onderwysers uit die benadeelde gemeenskappe moet saamstaan om georganiseerd en institusioneel goeie onderwys te verseker en dat leerders se belange altyd voorrang moet kry. As an apartheid-born youngster, David Piet was encouraged from his youth to try to correct the situation of his people. When he and 12 learners were arrested on one of the Sharpeville days, he refused to become a state witness. Na 'n onderwysdiploma aan Bridgeton Onderwyscollege op Oudtshoorn het hy die graad BA by Unisa behaal, ook B.Ed by UWK en 'n meestersgraad in die opvoedkunde aan die Universiteit van Stellenbosch. Hy het wye onderwyservaring en was tot 1998 inspekteur van onderwys in die Suid-Kaap en Karoo. Hy was 'n steunpilaar in die Kaapse Professionele Onderwysvereniging en het saam met ander onderwysleiers ook die Unie van Onderwysverenigings van Suid-Afrika 'n rol gespeel. In Oudtshoorn and surrounding districts, he was an influential, esteemed and significant community leader. His strong moral standpoints tremendously irritated the education authorities in the apartheid years. To reduce his influence, he was transferred to a small place, Van Wyksvlei, but with the help of the Cape Teachers Professional Association, he effectively withstood this attempt. From the base of his principles and morals, Piet was a powerful critic of apartheid, with strong convictions, but without acting in an unrestrained way or encouraging violence. Debating was his strong point. Even after an attempt on his life, he did not become radical. His response was, "You must respect your enemy as a person and try to understand him, however difficult that may be." He stood in Nelson Mandela's tradition of peace and reconciliation and reached out to other people in the process. Op kultuurgebied was David Piet direksievoorsitter van die Oudtshoornse Jeugfees en die Wes-Kaapse Kultuurkommissie. As voorsitter van die Klein Karoo Nasionale Kunstefees se raad van 2001 tot 2006 het hy leiding geneem vir 'n groter betrokkenheid uit die volle Afrikaanse gemeenskap, ongeag ras. As Universiteit van Stellenbosch raadslid tussen 2006 en 2010 het hy onder meer in die raad se uitvoerende komitee gedien. Vir sy onverbiddelike bydrae aan die opvoedkunde, sy leierskap op kulturele gebied, sy bydrae tot die bevordering van Afrikaans en sy versoenende ingesteldheid, word David Piet aanbeveel as ontvanger van 'n eredoktorsgraad aan die Universiteit Stellenbosch. Meneer die fisiekanselier, ek versoek u dus nou om die graad dokter in die wysbegeerte honoris causa aan David Arthur Piet te verleen. Ek verleen nou die graad dokter in die wysbegeerte honoris causa aan David Arthur Piet. Baie geluk. Baie dank.
meneer die rektor, eregaste, en bo aan die lysie van die eregaste is natuurlik Dr. David Piet, en sy familie, sy vrou Marjorie, en al drie hulle kinders is hier, een van hulle wat ingevlieg het uit Engeland uit, die oudste dogter met haar verloofde, die ander jonge dogter is hier, en die seun met sy vrou, so dis 'n groot familiefees. Baie welkom aan julle, dames en here. I apologize for proposing the toast in Afrikaans, because that was what I was told to do. And what I tried that one, Russell, but I didn't hear that though. And the rector, other than, and I'll make a comment just now about why the rector asked me to do to introduce the toast. En omdat die rektor nou klaar gepraat het en nie weer kan teepraat oor wat ek gesê het of wat ek nou gaan sê nie. David, hy het vir my, behalwe die opdrag, het hy vir my so 'n klomp werk gegee, dat ek nie kans gehad het om te rehearse met hierdie huildronk instellery nie, so ek gaan af en toe kyk na my kripnotes, as hy myself verskoon. David, dis 'n voorreg om 'n paar woorde oor jou te sê en 'n huildronk op jou in te stel. Soos ek sê, ek is onseker oor hoekom die rektor my gevra het, en ek vermoed dit het minstens onder andere iets te doen daarmee dat ek die dekaan was, op wie se keus David Piet die meeste was van al die dekane. Ek sê dit met 'n bietjie van 'n tong in die kies, maar nie my hele tong is in die kies nie. Want ek wil graag 'n anekdote wat ek vir David sy toestemming gevra het of ek dit maar kan sê. By die graadeplegtigheid, voor die graadeplegtigheid begin het vroeër vanmiddag. En hy het ingestem. Ek sien nou hier op my kripnotes, is een gedeelte wat ek nie vir jou gevra het of ek dit mag sê nie, maar ek gaan dit in elk geval sê. En die anekdote sal vir u 'n idee gee van nie die persoon nie, die mens, David Piet, glo ek. En dit verwys nou na David Piet op my keus. Ek het gaan terugkrap in al my notas wat ek oor tyd bymekaar gemaak het, my studentekeringsnotas. En ek het deeglik notas gemaak as ek 'n telefoonoproep gekry het van iemand wat my probeer oortuig, hier's nou 'n seun of 'n dogter wat behoort gekeer te word vir medisyne. Dat indien daar goed aan my toegedig word wat nie die waarheid is nie, dat ek dit kan weer lê. Nou, David, ek vermoed jy die eerste keer vir my, want ek kon nie vroeër rekord daarvan kry nie, die eerste keer vir my gebel uit Oudtshoorn uit, so in die tweede helfte van 2001. En ek het, dis die oudste een in elk geval wat ek in my argief leer kon uitgekrap kry. Nou die navraag het gegaan oor kering van 'n breinseun van Oudtshoorn. Op daai stadium was die kering eintlik klaar afgehandel en daar was nie meer plekke nie, en ons het soos dit my perfeksionistiese benadering is, konsekwent opgetree en streng volgens die boek, want anders te gaan jy moet verduidelik. En ons het toe 'n lang gesprek gehad, baie vriendelik en kollegiaal. En ek dink David het later aan agtergekom, hierdie ouetjie gaan hy nou nie oortuig kry nie, en toe stop hy my op 'n stadium en hy sê vir my, professor, ek vra nie vir bevoordeling van 'n benadeelde nie. Ek vra vir bemagtiging van 'n benadeelde. Dis David se perspektief, of dis 'n refleksie van sy perspektief en hoe hy die lewe sien en hoe hy
hoe hy die lewe voer en sy interaksie en sy gemeenskap met mense. Nou, ek het nou kom 'n stuk wat ek nie vir jou toestemming gevra het nie. Direk onder dit, in my hele lysie van notas wat ek gemaak het ek tussen hakies geskryf. Dis 'n moeilike oomie hierdie, maar ons sal kan saamwerk. Nou net om die uiteinde van hierdie storie klaar te maak. Uiteindelik het ek vir David aanbeveel dat die seun aangemoedig word om in te skryf vir BSc en dan as hy goed doen in sy BSc 1 jaar, einde van sy BSc 1 jaar, kan hy weer aansoek doen. Ons reserveer 20 plekke vir die top BSc 1 studente. En dan sou hy in aanmerking kon kom in 2003. Toe het ek 'n bietjie later met 'n ander kleur pen, ek het nie die datum bygeskryf nie, toegelaat tot BSc 1 2002. 'n jaar later het ek met nog 'n ander kleur pen toegelaat MBCAB op grond van BSc 1 prestasie in 2002. En 6 jaar later in 'n bloedrooi pen suksesvol kry MBCAB graad môre aan die einde van 2009. Nou, ek en David baie sulke meeste van 'n telefoniese gesprekke, maar ons mekaar af en toe in die oog ook gekyk. Dan het ons nog makliker gepraat en dan het ons ander goed ook gepraat as net oor studentekering. Ek gaan nie vir u detail gee oor David se CV nie. Ek het reeds daarvan van baie van die goed melding gemaak. Maar ek sal graag met 'n paar hoogtepunte wat ek in die kommendasie gemaak het, 'n ander perspektief ook wil gee. Hiereens oor die mens David Piet. David, ek het 2 stukke inligting gekry wat in konflik is met mekaar. Het jy al twee jou BA of jou B-grade by UWK gekry of een by Unisa? Al twee by UWK. Okay, die een was dan verkeerd. Hy het sy onderwysdiploma gedoen in Oudtshoorn by die Bridgeton Onderwys College en toe BA graad gedoen by UWK en daarna BEd gedoen by UWK. En toe maak David 'n baie goeie besluit. Hy sien die lig en hy kom doen sy MEd by die Universiteit van Stellenbosch. En David, dis dan gepas dat hierdie universiteit jou erken vir die spesiale mens wat jy is en wat jy was en wat jy ongetwyfeld in die toekoms ook gaan wees vir die gemeenskap waarbinne jy bly en funksioneer. Afgesien van die baie diep spore wat David getrap het in die onderwys, waar hy letterlik van die onderste trap as 'n jong onderwyser geklim het, tot hoof van 'n departement in 'n skool, visiehoof van 'n skool, hoof van 'n skool, almal in die Oudtshoorn omgewing. Tot hy inspekteur van skole in die Suid en die Oos-Kaap was vir 'n hele aantal jare. En hy was in daai verband 'n leiersfiguur, nie beperk tot Oudtshoorn nie, maar hy het 'n leiersrol in meer as een opsig in die hele provinsie gespeel. En in die gemeenskap in sy geheel, nie net in 'n onderwyskonteks of omgewing nie. Baie leierskapsrolle, veral in kultuuraktiwiteite, waar hy onder andere voorsitter was van die KAK&K direksie vir 6 jaar, dink ek, né, David? Nou, eers toe hy en ek mekaar later nog beter leer ken het as aanvanklik, en dit het hoofsaaklik gebeur in die 4 jaar periode wat David en ek saam lede was van die universiteitsraad. En 2 van daai 4 jare het ons in die vergaderings neffens mekaar gesit. En af en toe stories, skinder en ander stories in mekaar se ore gefluister. In daai tyd het die diepgang van David se kennis en sy insig in sosiale konstruk
het ek eers vir die eerste keer ordentlik besef en waardeer in gesprekke wat ons gehad het. Die laaste spesiale gesprek wat hy en ek gehad het was, en ek kan nie onthou vir die laaste raadsvergadering was wat ons twee saam bygewoon het, of die tweede laaste een nie, hy kon ook nie onthou nie. Wat ons tyd saam gehad het, toe die raadsvoorsitter die hele span van die raadslede uitgejaag het om te gaan koffie of tee drink, en dan 'n bietjie afkoel en weer terugkom. En ek kan nie onthou waarvoor dit was nie. Ek vermoed dit het iets met die taaldebat gehad wat ons uitgejaag is voor. Het hy en ek buite in die portaal gestaan en gesels oor die toekoms van ons land en veral die verwaarloosde en benadeelde landelike gedeeltes van ons land, waarvoor hy en ek albei 'n groot passie deel. En waartoe gaan ons? En wie gaan regmaak dit wat verkeerd is? Moet ons verwag dat die nasionale regering dit gaan doen? Nou, hy het my so gestaan en kyk en toe sê hy vir my, ek het al baie daaroor gedink. En daar's geen manier, geen kans, dat hun regering, nie noodwendig net die huidige regering nie, hun regering op nasionale vlak, die welsyn en die welwees van ons mense in die algemeen in die land, maar meer spesifiek ook die mense in die platteland, sal kan realiseer nie. Die enigste manier het hy gesê is dat die gemeenskappe op munisipale en woonbuurtvlak initieerders en bouers van brûe en fondamente sal wees en moet wees waarop nasiebou suksesvol kan plaasvind. En gelukkig is daar baie sulke inisiatiewe wat op die oomblik aan die land aan die gang is en waar die universiteit ook by betrokke is, wat hopelik sal help om daardie droom wat David Piet koester te kan realiseer tot 'n meerdere of mindere, hopelik tot 'n meerdere mate nog in my en jou leeftyd, David. Dr. David Piet, vir jou onverbiddelike en betekenisvolle bydrae aan die opvoedkunde, jou leierskap op kulturele gebied, jou bydrae aan Afrikaans en jou versoenende ingesteldheid en die suksesse wat jy daarmee gerealiseer het, sal die Heer ons jou. En ek vra graag dat almal hier teenwoordig sal opstaan en 'n huildronk drink op David Piet. David Piet. Baie dankie. Mr. Rector, an honorary guest, I first want to just apologize for the bad manners of my grandchild. Our behavior is totally unacceptable. And I know it's not allowed to bring children into this venue. But because of the fact that it's my first grandchild and she's from England, she's not English, she's British. And for that reason, I thought it appropriate to bring her in against everybody's wish. Thank you for being tolerant and accepting her as my grandchild, because for me it's a special honor to have her at my graduation day. Miskien moet ek net voor ek daarom reageer, want ek is 'n man wat hou van wat sin net vir humor. En ek moet miskien net iets vertel wat 'n ander baie goeie kollega met my gedeel het. In hierdie tyd waarin ons lewe, bly ons mos agter hoë mure en elektroniese hekke. En iemand het ingebreek by iemand se eiendom. Maar ongelukkig was daar nou net 'n man en 'n vrou in die huis. En die het vergeet om sy balaklava oor sy kop te trek, met die gevolg hy is toe geïdentifiseer. En hy weet nou hierdie twee mense gaan die dodelikste getuie wees wanneer ek vervolg gaan word.
En toe sê hy vir die vrou, sê vir my, hoekom moet ek jou lewe spaar? En toe begin die vrou, wel meneer, my naam is Elisabeth. Toe sê hy, hou maar op met praat, ek spaar jou lewe, want my ma se naam was ook Elisabeth. En nou kyk hy na die man, en hy vra vir die man, hoekom dink jy moet ek jou lewe spaar? En die man sê, my naam is John, maar almal by die skool, by die werk noem my Elisabeth. Meneer die fisiekanselier en vriende en familie, ek wil graag eerstens my hemelse Vader dank dat hy die oomblik in my lewe moontlik gemaak het. En dan wil ek die Universiteit van Stellenbosch bedank vir die eer my aangedoen. Dan wil ek ook my gesin bedank dat hulle vir my die ruimte geskep het om weer te werk, te droom en bovenal my die geleentheid gegee het om diensbaar te wees. Woorde is soms so ontoereikend om ons gedagtes en emosies eksak uit te druk. Daarom moet die universiteit maar vandag tevrede wees met die eenvoudige woordjie dankie. Die woordjie dankie kan amper nie die geleentheid ondervang nie. En is die woordjie dankie en die geleentheid half onverzoenbaar met mekaar. Die geleentheid te omvangryk en die woordjie dankie te gering. My betrokkenheid by die gemeenskap oor die jare heen was in hoop gevestig. Hoop wat deur aksies ondersteun was en wat soms daartoe gelei het dat hopelose situasies in hoopvolheid verander het. Met die wete dat die eenvoudigste goeie daad beter is as die edelste voorneemste. Hoop is nodig in elke omstandigheid en situasie en is die voorloper van gedagtes en idees wat later met akademiese gereedskap tot 'n wetenskap binne die akademiese omgewing reggetimmer word. Gemeenskapbediening is in baie gevalle 'n belegging wat jy bewustelik of onbewustelik met of sonder tydskale in die gemeenskap maak waarvan jy nie noodwendig die uitkomste kan bepaal nie. Ek ag my ontsettend gelukkig dat my onbeduidende bydrae tog op die radar van die Universiteit van Stellenbosch verskyn het en dat die universiteit dit gerade geag het om daarvan notisie te neem. Elkeen van ons benodig 'n bron waardeur ons inspireer kan word. Hierdie bron verskil van persoon tot persoon. Sommige vind dit in musiek, sommige in die kunste, sommige in die wonder van die natuur en ander vind dit in gemeenskapsdiens. God gee lewe en laat groei en ons moet moeisaam en in die sweet van ons aangesig die arbeid verskaf. Ek dank u.